Hartlike goeiemôre, liewe gemeente. Ek wil graag die volgende afkondigings net aan u voorhou. Vanaand se leerprediking vind plaas uit Heidelberg Katekismes Sondag 12 onder die tema waarom het ons 'n gesalfde verlosser nodig. Ek het so 'n bietjie 'n ander pad gestap met Sondag aand, in die sin dat ons nie weer net die 3 ampte van Christus gaan verduidelik, die koning, priester en profeet nie, maar dat ons 'n bietjie gaan praat oor watter impak dit op ons het. Watter rol dit by ons vertolk. Dan die kollektes is vir die diens van barmhartigheid, by die deure, die kerkkas en dan vanaand instandhouding van die erediens. Daar sal DV Maandag geen kateksasie wees nie, die kateksasie hervat weer na die skoolvakansie. Daar sal wel Dinsdag Bybelstudie wees, hier by die kerk, en dan Woensdag die 19de by Sommerdown. Dan sê ons baie geluk aan die persone wat vandag verjaar, die 21ste, of die verjaar daardie week, die 21ste is dan die Wilma van Vlieg, sy hierso. My magies. Baie geluk, Tannie, met Tannie se verjaardag. Ek weet nou nie, hulle het nou nie vir my gesê, hoe ouer 'n mens word, hoe groter moet die sjokolade wees. Maar hulle sê sjokolade maak vrouens mooi. So ons sal kyk dat dit 'n mooi groot sjokolade is. Dan hou die kerkraad die volgende name van amptsdraers, die ampt van diakonie aan u voor. Dit is Jakob Potgieter en Liesel Boysen as diakens. En Salome het ook gevra, daar's nog van die vrouens se bakke wat in die kombuis is. U moet dit asseblief na gaan optel. Onder meelewing bid ons steeds vir die bejaardes, vir Kotie Mostert, Chris Opperman, Mara Burger, en Tony Bevenga, en dan oom Rooikop, wat vanmôre hier is. Ons het 'n wonderlike huisbesoek by oom Rooikop hulle gehad, en oom Rooikop het 'n baie mooi getuienis. En as u na die tyd kan, keer hom vas, en dat hy vir u vertel, dit is tot stigting van 'n mens se siel. Dan oom Johan Janse van Vieren, ons het hom opgesit. Oom Johan se kanker in sy gesig, soos u weet, is terug, en hy moet dan DV volgende week, moet hy gaan vir 'n operasie. Ons wil as 'n gemeente werklik oproep, om ook in u gebede aan hom te dink. Dan Sandveld se bazaar vind plaas die 6de September. Ons wil vra as daar enige skenkings is uit die gemeente waarmee u hulle wil help, dan sal hulle dit ook baie waardeer. Dan wil ons vanmôre iemand verwelkom. Ek het nog gehad het, hulle moes hier voor op die bank staan, maar nou sit hulle daar heel agter in die kerk. Ons verwelkom graag vir Ronel Legrandsie en haar dogter Lara in ons gemeente. Hulle het van Windhoek Suid af, het hulle verhuis na Gobabis toe. Hulle kom dus met attestaat oor. Hulle word in wijk 11 ingedeel. En Ronel, by die susters, word jy ingedeel onder groep 3. So jy kan maar net daar by hulle inskakel. Daar is 'n hooffonds straatbraai, die 21ste Augustus. Ons vra weer dat u vir ons daar sal kom ondersteun, en die hande wat daar kan help, ook sal kom help. U sal sien, ons is 'n bietjie uitgedun. En dan vinnige spesiale kerkraadsvergadering na die erediens. Dan die 23ste, die oggend voor die nagmaal, het ons 'n verslagvergadering, en dan is daar een enkele wijkverskywing, en dit is dan Chris en Magda de Jager, wat skuif van wijk 5 na wijk 8. Dit is dan wat die afkondigings betref. Daar is 'n verjaardagete, die 23ste Augustus, en dit is nou almal wat in Julie, Augustus en September verjaar. Bring asseblief 'n bordjie vingerhappie saam. Die hele gemeente is welkom om saam
met hulle verjaardag te vier saam met 'n koppie koffie en of koppie tee. Broeders en susters, ek gaan vir ons 'n geleentheid gee vir stil gebed, voordat ons die fotum en die seëngroet sal doen, en dan Psalm 48:1, verse 1 en 4 sal saam sing. Kom ons sluit die oë. Amen. Gemeente, daar's 'n afkondiging wat ek vergeet het, wat my nou bygeval het toe ons in stil gebed saam was. Hoe gaan dit met François? Is hy nog in die hospitaal? Ag, Christo. Is dit. Ons, broeders en susters, ons dink ook aan hom, en ons bid ook vir hom, dat die Here ook daar genesing sal skep. Geliefdes, ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde geskape het, en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Ons sing nou saam Psalm 48:1, verse 1 en 4. Die bergen stap in zonglans weer, en zielt in die noorden, een oordeel van woorden, maar waren vlekkeloze die koning van de wereld zijn. En hij wat in die vijand als ons heel onbekend kan. Ons volle Heer wat reden scheen, maar al die goedheid mij gedeen, als ons de salmen zijn. Niet zoals in alles goed die Gods verschijnen, die vijandse verdwijnen, rondom die volkeren drie, dat wij die onze versterking. Geliefdes, kom ons bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Hy het op die 3de dag weer opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees,
Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo in die ewige lewe. Ons sing nou skrifbereiding 12:2, verse 1 en 2. Geliefdes, ons gaan nou saam luister na 'n samevatting van ons Here se wet, waarna ons skrifbereiding 9:3, verse 1 en 2 sal sing. Meneer vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod, en tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Broeders en susters, Jesus vat hier die hele wet, twee gebooie saam, die twee tafels van ons Here se wet. Ons gaan ons dan dus nou verootmoedig voor ons Here deur skrifbereiding 9:3, verse 1 en 2 saam te sing.
Geliefde gemeente, kom ons buig in aanbidding voor ons Here. Ons almagtige God en Hemelse Vader, ons wil U dank dat ons vanmôre hier kan saam wees. Ons het baie om oor dankbaar te wees. Ons het vanmôre lidmate by ons, U kinders, wat deur U bewaar is. Ons het ander vir wie ons bid, wat moeite het, wat sukkel met hulle gesondheid. Ons wil hulle ook aan U kom opdra. En ons het dan ook die sulkes wat verjaar in die komende week. Ons wil vra, Here, dat U hulle ook ryklik sal seën. Maar wanneer ons vanmôre hier saam is, Here, dan versamel ons onder U woord. Ons het vanmôre vra in ons harte. En ons weet, Here, dat U is nie 'n stom God nie. U is een wat antwoord. En ons weet, ons mag vrymoedigheid hê om met ons vra tot U te nader. En U sal dit binne die geopenbaarde waarhede van U woord ook vir ons antwoord. Help ons om versigtig te wees, om nie ons antwoorde wat ons van U soek, op enige ander plek te kry as binne U woord nie. Mag U ook ons harte dan so voorberei om vanmôre U woord te ontvang. Dankie dat ons dit in U wonderlike naam kan vra. Amen. Geliefde gemeente, U kan die woord van die Here oopmaak saam met my by Lukas. Lukas hoofstuk 13. Ons sal die eerste 9 verse daarvan saam lees. Ja, ons sal die eerste 5 verse daarvan saam lees. Ek gaan ook nie hier 'n teksvers afsonder nie. Ek wil eintlik al 5 hierdie verse wil ek vir ons voorhou as ons fokusverse. Die gedeelte sorteer onder die opskrif daar, bekeer julle. En dit is interessant, want dit kom wel in die teks voor, maar dit wil vir ons blyk dat hier iets anders besig om te gebeur in hierdie gedeelte. En dan moet ons ook besef dat die woorde bekeer julle nie net aangehaak word aan hierdie gedeelte nie. Ons lees daar vanaf vers 1, juis in daardie tyd het mense vir Jesus kom vertel van die Galileërs, vir wie Pilatus laat doodmaak het, waar hulle besig was om hulle offerdiere te slag. Toe antwoord Jesus hulle, dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die ander Galileërs, omdat dit met hulle gebeur het? Nee, sê ek vir julle. Maar as julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom. Of daardie 18 wat dood is toe die toring van Siloam op hulle ineengestort het. Dink julle dat hulle skuldiger was as al die ander inwoners van Jerusalem? Nee, sê ek vir julle. Maar as julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom. Geliefde gemeente, dit is dan ons skriflesing. En ek praat met u onder die tema vanmôre. Jesus verander die vraag van waarom hulle na waarom ek. Waarom hulle na waarom ek. Daar is sekere vrae wat nooit uit 'n mens se hart verdwyn nie. Deur al die eeue verander beskawings, regerings, koninkryke, tegnologie, maar die diepste vraag van die mens bly maar deur die eeue heen altyd dieselfde.
En dit is veral teen die agtergrond van die werklikheid van pyn en lyding wat ons dikwels hierdie vrae het. Ons het dit opnuut beleef toe daar die vorige Saterdag aand 'n tragiese ongeluk net buite ons dorp was en 'n geliefde man uit ons gemeenskap gesterf het. 'n Man wat Saterdag begrawe is. Ons het voor dit het ons dit beleef toe 'n jong pa wat nog klein kinders het, onverwags gesterf het. Ons beleef dit wanneer ons die nuus ontvang van 'n pappa of 'n mamma wat met 'n ernstige diagnose van kanker moet worstel, of wanneer ons die televisie aanskakel en ons hoor van 2 kinders wat onverwags gesterf het, wat uit hierdie lewe weggeneem is. Ons sien dit in natuurrampe, vloede, die onlangse aardbewing waarvan u sekerlik gelees het, of ander natuurrampe wat huise en mense lewens verwoes, en ook soms eis. En dan, gemeente, elke keer wanneer hierdie dinge gebeur, kom dieselfde vraag dikwels by ons op. Waarom laat God dit toe? Of soos dit dikwels gestel word, en daar is inderdaad ook 2 boeke geskryf hieroor, een deur 'n Joodse rabbi en 'n antwoord op daardie boek deur Dr. A.C. Sproul. Waarom gebeur slegte dinge met goeie mense? Nou moet jy ook onthou dat hierdie vraag, waarom gebeur slegte dinge met goeie mense, is nie 'n vraag wat gebore is uit ongeloof nie. Dis 'n eerlike vraag. Dis 'n eerlike vraag van eerlike gelowiges wat wonder, as ek die Here se kind is, en as God die Vader my so lief gehad het, dat hy sy eie seun vir my gegee het, waarom laat hy dinge oor my toe, wat ek baie keer voel is net eenvoudig vir my te veel? Dit is veral gelowiges wat daarmee worstel. Hierdie vraag weergalm in hospitaalkamers, dit weergalm langs oop grafte soos onlangs, dit weergalm in die stilte van 'n huis waar 'n geliefde se plek aan die etenstafel leeg is, as mamma en die kindertjies kom aansit om te eet. Dit weergalm in daardie oomblikke wanneer die pyn groter is as wat ek in woorde kan artikuleer. Daarom is dit nie vreemd dat filosowe, teoloë en gelowiges reg deur die eeue heen 'n antwoord op hierdie vraag gesoek het nie. Nou geliefdes, wat baie mense nie besef nie, is dat hierdie vraag is nie 'n nuwe vraag wat gebore is uit die liberale teologie, wat liefs eerder die vinger na God wil wys as om te aanvaar wat sy wil is nie. Die disippels van die Here Jesus kom na hom toe met presies dieselfde vraag. In ons Afrikaanse 83 vertaling lees ons gewoon dat hulle besig was om hulle diere te slag, maar in die oorspronklike is dit baie duidelik dat hulle besig was met offerdiens aan God. Dit sou dieselfde wees soos ons wat hier sit, besig om na 'n diens te luister, dalk besig om kollekte in te samel en 'n klomp booswigte hol hier in en vermoor ons almal. Ons lees hier die skokkende nuus van Pilatus, wat die Galileërs doodgemaak het terwyl hulle besig was om te aanbid en offers aan ons Here te bring. En waarskynlik het die disippels met hierdie vraag teenoor die Here
verwag dat Jesus hier vir hulle 'n bietjie gaan troos deur vir hulle iets van die verborgde wil van die Vader bekend te maak. Wat hulle wou weet. Maar hulle wou nie sommer net weet nie, hulle wou weet teen die agtergrond van, is dit regverdig? Is dit reg? Is dit eties? Is dit moreel dat God so iets doen? Waarom sou God dit toelaat? En dan is dit asof ons, wanneer ons hierdie gedeelte lees, so 'n bietjie van 'n verwagting het, dat die Here Jesus gaan nou hier die eeuwelange debat stop, wanneer hy vir ons die regte antwoord gaan gee, wanneer hy die Vader se verborgde wee en sy verborgde wil aan ons gaan openbaar, maar tog doen hy dit nie. Hy doen iets wat niemand verwag nie, en wat die disippels ook nie verwag het nie. Wat doen hy? Hy antwoord nie die vraag wat hulle vra nie. Hy neem hierdie vraag en hy trek dit deur na 'n dieper wesenlike vraag wat eintlik in die hart van die mens moet wees en wat ons nader bring aan die doel van pyn, lyding, dood, moeite, bekommernis. Wanneer Jesus hierdie vraag verander hy ook die mense hele verstaan van hierdie dinge, van sonde en van lyding en van genade en uiteindelik van die evangelie self. En dan moet jy onthou dat net daarna gaan hy oor om die gelykenis van die wingerd te vertel. En dan is hy eskatologies besig, bedoelende, dan is hy besig om vir hulle te vertel wat gaan gebeur met Jerusalem. En van verskriklike pyn Jerusalem gaan tref. Daardie gedeelte wat direk toegepas kan word op 70 na Christus, die verwoesting daar van die tempel. Maar gemeente, vanoggend gaan ons sien hoe Jesus die vraag verander van waarom hulle na waarom ek. En uiteindelik sal ons ontdek dat die evangelie ons nog selfs verder as dit neem, naamlik na die vraag nie waarom hulle of waarom ek nie, maar die vraag waarom hy. Want eers by die kruis van Christus kry die mens sy diepste vraag hulle antwoord. Dan in verse 1 tot 3 is dit nodig om te verstaan dat die gedeelte vind nie binne 'n vakuum plaas nie. Lukas begin sy woorde met en by dieselfde geleentheid. So dit sê vir ons, daar is nie 'n onderbreking tussen wat vooraf gesê is en wat nou gesê gaan word nie. Hierdie is dieselfde gebeurtenis. En daarmee wys hy dat hierdie gedeelte direk aansluit by Jesus se voorafgaande onderrig. Aan die einde van hoofstuk 12 het die Here Jesus sy hoorders ernstig gewaarsku om die tekens van die tyd reg te verstaan en hulle betyds met God te versoen voordat die oordeel aanbreek. Met ander woorde, die tema van bekering aan die een kant en die dringendheid daaraan aan die ander kant om gereed te wees, waaksaam te wees, vir wanneer die oordeel van die Here Jerusalem sal tref. Maar nou doen die disippels iets wat ons baie keer beleef, studente in die klas ook doen en kinders in die klas ook doen. Jy's besig om iets te leer en dan onderbreek hulle jou met iets wat eintlik niks te doen het met waarmee jy besig is. Stof hulle julle dit ook gedoen op universiteit.
Veral wanneer ons nie ons werk gedoen het en ons wil hê die profie moet bietjie sidestep na iets anders toe. Die disippels doen dit hier. Jesus is met 'n ernstige gesprek oor gereedheid, waaksaamheid en bekering besig. En dan kom hierdie teenvraag, hier van die kantlyn af, oor die tragedie. Daar waar hulle vir Jesus vertel, maar stop eers met die bekering en stop eers met die waaksaamheid. Het jy gehoor wat het Pilatus gedoen met die Galileërs? En dit nou nogal terwyl hulle besig was om dit wat Jesus nou net verkondig, om met God besig te wees. Terwyl hulle daarmee besig was. Ons weet nie presies wanneer die gebeurtenis plaasgevind het nie. Ons kan dit nie op 'n presiese datum gaan balanseer nie, maar ons weet dat dit pas volkome by wie en wat Pilatus was. Hy was 'n harde en 'n meedoenlose Romeinse goewerneur wat nie gehuiwer het om geweld te gebruik wanneer hy enige vorm van opstand vermoed het nie. Vir die mense wat hierdie nuus bring, was dit egter meer as 'n politieke gebeurtenis. Hierdie mense is nie op die slagveld oorlede nie. Hulle is vermoor terwyl hulle God aanbid. Hulle bloed is, soos wat Jesus dit stel, met hulle offers vermeng. Vir 'n Jood, 'n Israeliet, was dit byna ondenkbaar. Agter hulle nuus lê egter 'n dieper vraag. Hulle vra nie bloot wat het gebeur nie, hulle vra waarom het dit met hulle gebeur. En die rede waarom hulle hierdie vraag vra, was binne hierdie tyd waarin die Here Jesus opgetree het in sy aardse bediening, het meeste van die Jode van die tyd geglo dat buitengewone lyding wat deur iemand deurgegaan word, 'n teken is van buitengewone sonde wat by daardie persoon is. As hierdie mense so verskriklik gesterf het, sou dit vir die algemene Jood van die dag geïmpliseer het dat hulle iets besonder verkeerd gedoen het. Dit is dieselfde denkwyse wat ons vind wanneer ons die boek Job lees, wanneer Job se vriende by hom kom sit. En dit is dieselfde denkwyse wat die motivering is vir die disippels, wanneer hulle later in Johannes 9 vir die Here Jesus Christus vra, Rabbi, wie het gesondig dat hierdie man blind gebore is? Was dit sy ouers? Was dit sy voorouers? Wie? Was dit die man self? Wie het gesondig? En as ons eerlik is vanmôre, leef dieselfde manier van dink vandag nog in ons harte. Miskien sê ons dit net nie hardop nie. Maar wanneer 'n tragedie iemand tref wat ons baie goed ken, of wanneer dit dalk baie naby aan onsself is, dan wonder ons dikwels, waarom juis hierdie persoon? Ons probeer 'n verklaring vind wat vir ons logies sin maak. Vir 'n oomblik binne ons gedagtegang sit ons God in die beskuldigende bank en hy moet 'n antwoord gee, want ek wil verstaan. Want ek dink my verstaan gaan my troos. Soms verbind ons lyding ook aan spesifieke sondes. Ander kere dink ons dat God sekere mense uitsonder. Ons soek antwoorde. En hoekom soek ons antwoorde? Broeders en susters, want ons hou van 'n voorspelbare wêreld. Ons wil weet wat môre gaan gebeur. Toets dit, manne. Toets dit bietjie by julle vroue. Sê vir hulle, ons gaan môre restaurant toe, maar sê net dit. Moenie sê hoe laat nie, moenie sê watter restaurant nie. Daai kraan sal drup tot jy dit gesê het. Toets dit. Dis ons mens. Ons wil weet, ons soek 'n voorspelbare wêreld. Ons hou nie daarvan dat ons nie weet wat die dag van môre bring nie. En teen daai agtergrond sê die Here vir ons, moet julle nie bekommer oor wat die dag van môre bring nie. En dan neem hy sy gehoor na die natuur toe, om te wys hoe hy in
die natuur altyd voorsien, die regte dinge op die regte tyd. Dis hier waar Jesus ons verras, broeders en susters. Hy begin nie deur Pilatus se optrede te verklaar nie. Hy openbaar ook nie die verborgde raad van God nie. Hy antwoord die vraag met 'n vraag. Dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die ander Galileërs omdat dit met hulle gebeur het? Hy sit die bal weer terug in hulle hand. En met daardie een vraag begin Jesus die verkeerde fundament onder hulle redenasie uitgrawe. Hulle het gekom met waarom hulle, maar Jesus gaan hulle nie toelaat om as toeskouers na ander mense se lyding te kyk nie. Hy draai die lig weg van die slagoffers af en laat dit op die harte van sy hoorders val. Daarom verander hy die vraag van waarom hulle na waarom ek, wat ons dan in die tweede plek bring by verse 3 tot 5. Jesus se antwoord moes inderdaad sy hoorders verstom het. Hulle het inderdaad gewag dat hy die oordeel sou vel oor Pilatus. Jy moet onthou, teen die agtergrond, die direkte konteks hier, was die disippels die heeltyd in afwagting dat Christus nou sy koninkryk sal stig, dat hy die Romeinse ryk sal omverwerk, en dat hy self op die troon sal sit, en dat die Jode sal regeer in die regmatige grond wat die Here vir hulle gegee het. Maar hy doen dit nie. Hy laat hom nie intrek in spekulasie oor God se verborgde raad nie. Hy rig die gesprek onmiddellik tot die mense wat om hom staan deur vir hulle te sê nee in vers 3. Ek sê vir julle, maar as julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom. Hiermee ontken Jesus nie dat die Galileërs sondaars was. Inteendeel, hy weet dat hulle, soos alle mense, sondaars was. Wat hy wel ontken, is dat hulle dood 'n bewys is dat hulle groter sondaars is as ander mense. Dit is die Here Jesus hier wat die gedagte verwerp dat 'n buitengewone tragedie noodwendige aanduiding van buitengewone skuld is. Die manier waarop iemand sterf is nie 'n maatstaf van die manier van sy sondigheid nie. Om seker te maak dat sy hoorders hierdie punt baie mooi verstaan, voeg Jesus selfs 'n tweede voorbeeld by. Hulle kom met een en dan gee Jesus sommer nog een. Hierdie keer is dit nie 'n daad van 'n mens wat teen 'n mens optree nie. Hierdie keer is dit 'n ongeluk. Gewoon 'n ongeluk. 18 mense sterf toe die toring van Siloam op hulle ineenstort. Die mense sou waarskynlik dieselfde afleiding gemaak het. Hulle moes erger sondaars gewees het as die ander. Maar Jesus antwoord weer hier met 'n besliste nee. Met hierdie twee voorbeelde sluit Jesus feitelik alle forme van menslike lyding in. Dit wat ons teenoor mekaar doen en teenoor mekaar veroorsaak, en ook dit wat gebeur, wat ons nie oor beheer het nie, 'n ongeluk. Sommige mense sterf deur die boosheid van ander, en ander sterf in rampe. Tog waarsku Jesus ons om nie uit hierdie gebeure afleidings oor mense se geestelike toestand te maak nie. Hoekom nie? Want die skrif self maak dit nie. Maar let op, Jesus laat die gesprek nie daar eindig nie. Hy skuif die fokus weg van die slagoffers af en plaas dit weer direk by sy hoorders. Die vraag is nie meer waarom het hulle gesterf nie. Die vraag is nou aan hulle, waarom lewe julle nog? En is dit nie ook wat by ons moet posvat nie? Die vraag is nie waarom het hierdie of daai of dit of dat met hierdie persoon of daai persoon gebeur nie. Die vraag is,
Waarom het dit nie met my gebeur nie? Tog is dit 'n vraag wat elke tragedie uiteindelik aan elke mens stel. En die Here Jesus wil hê dat hulle hier sien dat 'n tragedie in ons lewe, 'n tragedie in u lewe of in 'n vriend van u se lewe of 'n familielid se lewe, vra aan u self 'n baie belangrike vraag. Here, hoekom nie ek nie? Wanneer ons by 'n oop graf staan, wanneer ons hoor van 'n tragiese ongeluk wat 'n jong lewe afgesny het, is die eerste vraag wat spontaan by ons opkom. Here, hy het nog so vol lewe voor hom gehad. Waarom? Jesus leer ons egter dat die regte vraag nie is waarom hulle gesterf het nie, maar waarom ons nog lewe, waarom ons nog gespaar is, waarom ons nog genade het. En die antwoord op daai vraag lê nie daarin dat jy beter is as die ander persoon nie. Dit lê nie daarin dat jy minder sondig is as 'n ander persoon nie. Daaroor is die skrif glashelder, Romeine 3 vers 10. Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Die Here Jesus sê dit self in Markus 10 vers 18. Niemand is goed nie behalwe een, naamlik God. Broeders en susters, die Bybel laat geen ruimte vir die gedagte dat sommige mense uit hulle self meer waardiger voor God is as ander nie. Dit beteken dat elke nuwe dag wat ons uit God se hand ontvang, nie 'n bewys is van ons eie goedheid nie, maar, en onthou die hele gesprek waarmee Jesus besig is, maar van sy groot lankmoedigheid oor my. Elke asemteug is genade. Elke sonopkoms is onverdiende goedheid. Elke dag wat God aan ons gee, is nog 'n geleentheid om wat te doen. Waarmee is Jesus besig? Bekering en waaksaamheid. Elke nuwe toevoeging van 'n dag is genade wat die lankmoedigheid van Christus vir ons gee, sodat ons nog 'n dag het om ons te bekeer en om waaksaam te lewe, want hy is op pad terug. In die direkte konteks hier was dit die verwoesting van Jerusalem en die tempel. Die praktiese toepassing vir onsself is dat daar 'n dag sal aanbreek waarop die wederkoms van ons Here sal plaasvind en dat ons gereed moet wees. Sien wat gebeur as ons die oog van ander se tragedies afhaal en ons sit die oog op ons eie genade. En dit bring ons by God se lankmoedigheid. Daarom is die Here Jesus se woorde hier nie koud nie en dit is nie hard nie. Dit is woorde van liefde. Bekeer julle. Wees gereed. Hy gebruik die tragedie nie om mense verder te verpletter nie, maar hy gebruik die tragedie om hulle wakker te maak. Nou broeders en susters, ek gaan met u baie eerlik wees. Ek vind myself ook bid, Here, bring 'n groot ramp oor ons gemeente, sodat ons kan wakker word. Al begin daai ramp by myself. Dat ons net kan wakker skrik. Dat ons net kan bekeer. Dat ons net kan waaksaam lewe. Maar binne die soewereine hand van God, vat hy 'n tragedie en hy gebruik dit om mense terug te bring na hom. Broeders en susters, reg deur die Ou Testament, wanneer het die volk hulle bekeer? Wanneer het die volk hulle verootmoedig? Wanneer het die volk die Here gesoek?
Is dit nie wat in ons kerk moet gebeur nie? Is dit nie wat in ons gemeenskap moet gebeur nie? Ja, natuurlik. Geen een van ons is masochiste nie. Niemand van ons wil hê so iets moet gebeur nie. Maar is dit nie wat moet gebeur? Voordat ons wakker skrik nie. Want dit blyk vir my, daar's nie 'n ander manier waarop ons gaan wakker skrik nie. En met erns die Here weer gaan dien nie. Broeders en susters, terwyl daar nog tyd is, roep die Here hierdie disippels van hom tot bekering. Nou gaan u sê, maar hoe op dese aarde, dit is dan disippels? Ja, dit is. Maar wat sê die Heidelbergse Katekismus vir ons van bekering? Bekering is 'n elke dagse ding wat ons doen. Ons stry elke dag teen die sonde. Ons draai elke dag ons rug op dit wat verkeerd is. En ons wend ons elke dag opnuut terug om onder die koningsheerskappy van Christus te staan. Die grootste tragedie, broeders en susters, is nie dat mense onverwags sterf nie. Die grootste tragedie is nie dat daar natuurrampe is wat onverwags mense se lewens verpletter en hulle huise wegvee nie. Die grootste tragedie is om te sterf sonder dat jy gereed is en sonder dat jy bekeer is en dat jy in daardie posisie voor 'n soewereine, sondelose en 'n heilige God moet gaan staan. Daai is die tragedie. Nie die mense, die Galileërs wat deur Pilatus doodgemaak is nie. Nie die 18 wat dood is toe die toring van Siloam op hulle geval het nie. Die grootste tragedie is hoe gaan jy voor God staan? En daarmee dra Jesus die vraag van die helle af na myself toe. As dit waar is dat geen mens uit homself goed is nie, dan het ons nou 'n probleem. As ons nie kan praat van goeie mense nie, wat dan? Daarmee moet ons die vraag vra, waarmee Dr. R.C. Sproul, die Joodse rabbi, geantwoord het, was daar ooit iemand, ooit in die wêreld, met wie daar werklik 'n slegte ding gebeur het, wat goed was? En dit bring ons by ons laaste en finale punt, en die antwoord hiervan is die hart van die evangelie. Gemeente, tot dusver het Jesus 2 verkeerde vrae gestel. Mense het gevra waarom hulle, verwysende na die Galileërs. Jesus het dit verander na waarom ek, verwysende na die disippels. Maar nou ontstaan daar nog 'n vraag. En dit is die vraag waarop die hele evangelie van Lukas uiteindelik afstuur, want dit stuur af na Lukas 23 toe. Waarom hy? Waarom moes Jesus sterf? Want as Jesus reg is, en niemand is goed nie behalwe God alleen, dan beteken dit dat daar onder die mensegeslag niemand was wat werklik kon sê en ooit sal kan sê, ek verdien nie die dood of ek verdien nie lyding nie. Romeine 6 vers 23 sê, die loon van die sonde is die dood. Ons almal lewe onder dieselfde oordeel. Ons almal lewe in 'n gebroke, gevalle wêreld. Ons het almal gesondig en dit ontbreek ons almal aan die heerlikheid van God. Maar dan, broeders en susters, dan kom ons by 'n plek van vrymaking, wanneer ons by Golgotha kom, by die kruis van Jesus kom. En daar sien ons iets wat nog nooit tevore en ook nooit weer ooit in die toekoms sal gebeur nie. Daar
gebeur die grootste werklike onreg. Daar sterf die enigste een wat dit nie verdien het nie. Die enigste werklike regverdige. Is opvallend hoe Lukas hierdie waarheid beklemtoon. Pilatus verklaar by herhaling dat hy geen skuld in Jesus vind nie in Lukas 23 vers 4, verse 14 en verse 22. By herhaling, hierdie man is onskuldig, ek vind niks in hom nie. Selfs die misdadigers, of een van die misdadigers wat aan die kruis saam met hom hang in verse 41 van Lukas 23 sê, hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. En wanneer hy sy laaste asem uitblaas, hoor ons die eerste belydenis. En dis nie die apostoliese geloofsbelydenis nie. Watter belydenis hoor ons? Die belydenis van Lukas 23 vers 47, waar 'n Romein wat by die kruis gestaan het sê, waarlik, hierdie man was regverdig. Sien jy wat doen Lukas? Lukas 13 vra die mense, waarom het ander gesterf? Lukas 23 wys vir ons dat die enigste mens van wie daar werklik gesê kan word dat hy nie moes sterf nie, was Jesus Christus. En hier alleen gebeur 'n slegte ding met 'n goeie mens. Selfs dit was nie die noodlot nie. Dit was binne God se ewige en hoor mooi geopenbaarde raadsplan. Jesus sterf nie omdat hy 'n sondaar was nie. Hy sterf omdat hy gewillig die plek van sondaars ingeneem het. Die profeet Jesaja het in Jesaja 53 vers 5 eeue tevore dit al geprofeteer, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en dan sê Paulus, hom wat geen sonde geken het nie, het hy sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Gemeente, dis die wonder van die evangelie. Die vraag waarmee ons die kerk ingestap het is, waarom gebeur slegte dinge met goeie mens? En die antwoord is, dit het nog net een keer gebeur. Nog net een keer. En dit was met die Here Jesus Christus, die sondelose lam van God, wat my en jou oordeel kom dra het. Sodat elke een wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Daarom verander die kruis ook die manier waarop ons nie net na ander se lyding kyk nie, maar ook na hoe ons na ons eie lyding kyk. Dit beteken nie dat ons op elke waarom in hierdie lewe 'n antwoord sal ontvang nie. Daar sal steeds trane wees. Daar sal steeds grafte wees. Daar sal steeds dae wees waarop ons nie die weë van God gaan verstaan nie. Maar daar sal nooit weer 'n oomblik wees waarin ons hoef te twyfel aan sy liefde en sy bewarende hand oor my lewe nie. Want die God wat sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, is dieselfde God wat ook ons lewe in sy Vaderhand hou. Daarom eindig Jesus se woorde in Lukas 13 nie in wanhoop nie, maar in 'n ernstige en 'n liefdevolle uitnodiging. Elke tragedie herinner ons daaraan dat hierdie lewe broos is. Elke begrafnis herinner ons daaraan dat ons as mense sterflik is en dat dit net so gebeur. Die ene oomblik is ek hier, die volgende oomblik is ek weg. Elke nuwe dag herinner ons dat God nog met ons lankmoedig is. En elke keer wanneer ons na die kruis kyk, hoor ons die evangelie opnuut. En die vraag is nie meer waarom hulle, die vraag is selfs nie waarom ek, die vraag is waarom hy.
En die antwoord is, omdat hy my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Broeders en susters, ek sluit af. Ons leef in 'n wêreld van onsekerhede, waarin daar nog baie onbeantwoorde vrae sal wees. Ons verstaan nie altyd waarom een gespaar word en 'n ander een moet sterf nie, of waarom siekte een huis tref en 'n ander huis verbygaan nie. God het nie beloof dat hy al sy raadsplanne aan ons sal bekend maak nie, en dit is goed. Want hy iets veel groter as dit gedoen. Hy het sy seun aan ons geopenbaar. En daarom roep die Here Jesus elke een van ons vanoggend op te hou probeer, om sy verborge raad uit te bluis. Stop daarmee. Jy gaan nie die antwoord kry nie. Maar wat kan jy doen? Jy kan jou bekeer, en jy kan in hom glo, en jy kan onder sy koningsheerskappy lewe. Dis wat hy van jou vra. Nie om sy verborge raad te verstaan nie. Want elke dag wat ons nog ontvang, is 'n dag van genade. Elke asemteug is 'n bewys van sy lankmoedigheid oor jou lewe. Toe jy vanmôre jou oë oopmaak, moes die eerste gedagte in jou hart wees, die Here gee my nog 'n kans. Wat maak ek met daardie kans? Elke keer wanneer ons vra waarom hulle, en broeders en susters, moet my nie verkeerd verstaan nie, ons kan in ons mensheid. Maar elke keer wanneer ons vra hulle, moet ons onthou wat is Jesus se antwoord. En dat sy antwoord ons uiteindelik uitbring by Golgotha, waar die enigste volkome regverdige vir onregverdiges gesterf het. Mag ons daarom vanoggend met nuwe verwondering huis toe gaan. Nie met al ons vrae beantwoord nie, hoegenaamd nie, maar met ons oë gefestig op Jesus Christus. Want in hom vind ons nie net die antwoorde van ons diepste vrae nie, maar in hom vind ons die lewe wat ewig is. Mag dit u getroos huis toe stuur. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en Hemelse Vader, ons dank U dat U vanmôre ons oë wegvat van hulle, dat U selfs ons oë wegvat van onsself, en dat U ons oë gaan vestig op U Seun, Jesus Christus. Dankie vir wat aan die kruis vir ons gedoen is. Dankie dat die werk aan die kruis vervolmaak is deur die oorwinning oor die dood, waarin U Seun Jesus Christus, ons verlosser, uit die dood uit opgestaan het, waar hy aan sy disippels verskyn het, en dit nog kom leer het, opgevaar het na die hemel, en waar hy nou aan U regterhand vir ons elkeen intree. Maar Here, meer as dit, dankie vir elke minuut, elke sekond van U lankmoedigheid, dat ek nog kan asemhaal, dat ek nog kan loop, kan hoor, kan praat, kan sien, kan doen. Dit alles is genade uit U hand. En ons loof U daarvoor. Maar Here, help ons ook dat hierdie dankbaarheidslewe van ons sal sigbaar word. Dat dit sal hande en voete kry. En dat ons gemeenskap, ja ook ons eie gemeente, dat ons weer in erns U sal soek. Skenk aan hierdie gemeente en aan hierdie gemeenskap U bekeringsgenade, terwyl U nog lankmoedig is en terwyl dit nog te vinde is. Dit is die gebed vanmôre van ons hart, Here. Begin nie by my buurman nie, maar begin by my. Dit, Here, bid ek in U wonderlike naam. Amen.
Amen. Gemeente, daar is 'n geleentheid vir die insameling van die kollektes, waarna ons sal saam sing in Skrifbereiding 14. Broeders en susters, gemeente van ons Here, ontvang sy seën en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elke een, nou en tot in alle ewigheid. Amen.